Goeiedag geliefdes, vertrou het gaan goed met julle almal. Ek sit vanoggend en luister na 'n persoon wat sê, hy luister nie meer nuus en hy kyk nie meer nuus nie en dit maak hom negatief. Ek stem saam, dit maak 'n mens negatief. Dit is nie die beste invloed wat mens moet hê nie. Mens moet nie vir afgod en af en omega maak nie. Maar as jy die nuus gaan kyk, gaan jy sien waarheen ons wêreld beweeg, waarheen en hoe naby die einde is. Geliefdes, alles breek uit mekaar uit. Kyk in Suid-Afrika, by ons eie landjie, ek praat nou met 'n vriend van my, 'n magdom vol mense van ons afgedank, van 75 af, is al net 5 mense oor, besighede in Bloemfontein maak toe, besighede in klein dorpies maak toe, groot besighede trek, swaar, vreeslik swaar, vriende kom teen vriende opstand, familielede kom teen familielede in opstand, alles is 'n gemors hier buite. Dis nie kanseltaal nie, maar ek sê eerlik, dit is 'n gemors hier buitekant. En afgesien van dit alles nou, gaan kyk en jy gaan nou sien, ek het eintlik na half en half raak gelees so oor die naweek van Chuck Norris wat na 'n feminist rally toe gegaan het en toe kom hy terug met 'n toebroodjie in sy hand en sy hempers gestryk. 'n Brawe man daai, en dit is ja, 'n fyn lyn tussen braaf en onnoosel. Ek weet nie of dit braaf was daai nie, maar in elk geval, vir alle grappies op 'n stokkie, gaan kyk waar is vrouens oor ons, en dit is glad nie 'n seksistiese boodskap nie, is glad nie lelik bedoel nie, is glad nie sleg bedoel nie, niks teen vrouens nie. Maar vrouens is in die hogere poste by werke in, hulle is in die senior poste in, hulle is direkteure, hulle is CEO's, hulle is in die parlement, daar's Amerika, hoe Trump vat houe met daai vroukie wat daar in Biden se plek ingetree het, sy gee hom gas, en die aandelemark het begin daal as gevolg daarvan, want hulle wil allerhande verkeerde goedjies goedgekeur het, en Trump sê nee, hy sal dit goedkeur nie, sy kinders word daarvan geleer nie, en sy sê nee, sy is all for it, dit is so het hoort, sy soek het so. Daar gelaat. Vrouens is deesdae die broekdraers. Hoekom? Is dit hulle skuld? Nee. Die wêreld maak hulle so. Op watter manier? Maklik. Hulle sit in die gesagsposisie by hulle werk. Hulle is die ene wat by hulle werk delegeer, vorentoe, agtertoe, op en af, links en regs. Hulle is die een wat die swepter swaai daar. Die man kry die helfte van die salaris. En hy moet die huishouding aan die gang hou. So waarop kom die boodskap eintlik neer? God het die gesagsorde gemaak. Jesus kom hierso. Dan kom die man, dan kom die vrou, die kinders, die werk, ensovoorts. Nou is die vrou daar. Ek sê nie God nie, ek sê die vrou is daar. Want daar is nie tyd vir God nie. Hoor my hart, ek sê dit met respek, daar is nie tyd vir God nie, want dit is nou werk, huishouding, kinders en alles aan daar. So, God is uit die prentjie uit weggevat, God is weg, daarso is die vrou nou. Daar is die kinders, daar is die man, miskien, want onthou nou, die werk nog in plaas, so die vrou, die werk, die kinders, en dan die man. Wat gebeur? Nou word op die man getrap. Die man kan nie die broekdraer wees as hy die helfte van die vrou se salaris ontvang 'n maand nie. Jy kan nie, dis onmoontlik. Stry met my wat jy wil, jy kan nie. Want wat se respek het 'n vrou as jy in haar oë moet kyk vir geldjies, of vir karre se bande, of vir 'n nuwe mooi heiningkie om jou huisie. Dit klink seker baie simpel die boodskapie, maar hoor waar ek heen gaan met dit. Alles beweeg na einde toe. Die vyand is besig om God se hele gesagsorde die mekaar te krap en te vernietig. Onthou ons dien 'n God van orde.
Jy gaan nie vir God in chaos kry nie. Jy gaan nie ons Heilige Gees in chaos kry nie. En op die stadium is die parlement chaos. Ons land is chaos. Besighede is in 'n chaotiese toestand. Ons huishoudings is chaos. Die buiteland is in oorlog in, dis chaos. Die wêreld is chaos. Dink jy regtig God is teenwoordig? Geliefdes, hoor my hart met die boodskap. Ons moet terugkeer na God se weë toe. Ons moet terugkeer en doen wat God wil hê ons moet doen. Soos ek gesê het, laaste paar boodskappe, ek as mens persoonlik vat houe, laat dit bars. Dis nie maklik nie. Ek huil my huiltjies en ek vra my vrae, maar mens probeer sterk staan. Probeer sterk staan in God, probeer die vyand weerstaan, doen ons beste daarmee. En hou vas in die woord, dat hy sal wegvlug. Nou, ek wil vandag vir jou bemoedig, as jy dalk in omstandighede is wat vir jou moeilik is, byt vas, hou vas aan God, hou sy gesagsorde vas, trek die broek in jou huis aan, wees die man in jou huis. Ek sê nie 'n vrou se vloerlap nie, ek sê nie jy moet 'n vrou verniel en seermaak en sleg sê en verklein en verneder nie, sy is nie 'n vloerlap nie. Jy moet haar met alle respek behandel. As ek praat van trek jou broek aan, wees die broekdra in jou huis, bedoel ek wees die priester, wees die man van die huis. Wees daar waar God jou gesit het. Vat jy die leiding en sê vir jou vrou, jy's lief vir haar, hou haar vas, gee haar drukkie. Sê vir haar, my liefde, dis nie reg nie. Jy sê vir haar, jy gaan kerk toe, ons gesin gaan kerk toe die naweek, ons gaan bid hier toe die woensdag, ons gaan begin godsdienst in die oggend en die aande. As sy nie wil tyd maak, jy sê vir haar, daar is tyd. Maak jy rekenaartjie toe. Ons doen nou godsdienst. Punt, klaar. Dis nou God se tyd. Plaas God in jou huis terug daar. Dan gaan jy daar waar God jou aangestel het. Dan jou vrou, jou kinders, jou werk en wat ook al dit mag wees. Maar God, dan jy, jou vroukie, dan jou kinders, nie jou werk nie, jou kinders, dan jou werk. En daarna kom die res van alles. Ek hoop hierdie boodskap maak vir julle sin, ek hoop dit is vir julle tot seëning. Dit is nie die algemene boodskap wat uitgedra word nie, dis nie boodskap wat mense altyd oor praat nie, dis nie iets wat mense altyd wil hoor nie, maar ons mans het slapgat geword. Ons het slapgat geword. Ek het slapgat geword. En iewerste moet ons begin besef hoor hierso. Dis nie wat God vir ons wil hê nie. Dis nie hoe God dinge wil hê nie. Ons dien 'n almagtige God. Ons moet vrees hê vir hom. Is hy vredelievend? Ja. Is hy lief vir ons? Oneindigend. Maar God is ook nie ons vloerlap nie. Jou vrou is nie 'n vloerlap nie, maar God is ook nie 'n vloerlap nie. Geliefdes, gesag onder God, jy, jou vrou, kinders, werk het die res onder toe. Mag hierdie vir jou seën bring. Mag jy 'n voorspoedige lekker dagie geniet. Hulle sê lente is hierso, ek dink hulle jok vir ons. Moet dalk kyk jy nuus, moenie weer kyk nie. Ek terg sommer. Lekker dagie vir julle, bye.